Goeienaand julle. Ek aanvaar die weer het ook 'n rol gespeel en 'n paar mense wat dalk miskien so op die einde besluit het uit die huis uit gaan nie kom nie. Ek het self my hart so op 'n stadium vasgehou of ek hier gaan uitkom of nie. Dankie dat jy hier is en dankie dat jy moeite gedoen het om te kom. Wanneer ons nou met die jaar klaar maak, dan hoop en vertrou ek dat alhoewel ons vanaand kan terugkyk oor 'n jaar waarin daar baie dinge met onsself gebeur het, waar ons gerek en gestrek is aan die geloof, dat ons nogtans met dankbaarheid sal terugkyk oor die Here wat vir my en vir jou tot hier gebring het. Die prentjie wat ek gebruik vanaand, of wat ek saamgebring het, dink ek is een van die prentjies wat maar vir ons wil help om te sien hoe die lewe is. Die Rubikse blokkie, die van julle wat die ding al so op 'n stadium in jou lewe gespeel het, of probeer baas raak het. Somstyds kry mense dit reg, somstyds vat dit 'n mens lank om die ding reg te kry, en ek vermoed so is dit met die lewe ook, dat somstyds kry ons dit reg om met die lewe 'n pad te loop. En somstyds kom ons agter die lewe is maar gesukkel. 'n opdraande stryd, baie keer is daar dan ook nog klippe in die opdraande stryd. Maar wanneer ek en jy dan nou vanaand ons jaar afsluit, dan doen ons dit op die regte manier, en dit is om saam met mekaar stil te word in die teenwoordigheid van die Here, en dat ons vir mekaar ook kan sê, so seker as wat hierdie kers sy lig gee, net so seker kan ons weet dat die Here die lig is in ons lewe. En dat die Here heeltyd by ons lewe wil teenwoordig wees. Ek het voor die tyd gedink, moet ek hom voor die tyd aansteek, of moet ek hom nou eers aansteek? As ek hom voor die tyd aangesteek het, sou dit beteken het, die Here is altyd hier. Voordat ek en jy nog opdaag, dan is die Here al hier. Maar ek wil net by wyse van om dit op hierdie manier te doen, ook net te sê dat die Here is vanaand by my en jou. Mag ons dit so beleef, en mag ons dit ook wanneer 2026 aanbreek en al die swaar kry en alles wat met die lewe gepaard gaan, mag ons steeds die hand van die Here in ons lewe beleef en ervaar. Terwyl ons so sit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, net nou toe die reën so hard neergestort het en die wind het gewaai en daar was ook nog haal gewees, het ons in die weer en in die donder vir U ook as die Almagtige onthou. Dat alles in U hand is. Die groot dinge soos die weerstelsels en die wind wat opsteek en verwoesting saam, en die reën wat in emmers neerkom. U is ook in beheer van klein mense soos ons. Want in die weer en in die donder het ons eie kleinheid ook weer raak gesien. Dankie Here, dat wanneer ons nou oor hierdie jaar terugkyk, ons ook onwillekeurig U hand in ons lewe kan raak sien. Ja, daar is baie dinge waaroor ons vanaand wonder. En baie dinge waaroor ons vra het. Hoekom het dit en dat gebeur, en hoekom het dit en dat op daardie spesifieke tyd en uur gebeur?
Ja, soms, Here, dan kry ons antwoorde. En baie keer in die lewe gebeur dit ook dat ons nooit uitvind hoekom 'n sekere ding gebeur het of moes gebeur het nie. Ons wil vanaand maar net as gelowiges vir U kom sê, Here, U is die Almagtige. En dankie dat ons lewe in U hande kan bevind. Dankie dat U vir ons vanaand tot hier gebring het. Ons weet nie aldag hoe het ons dit deur hierdie jaar met al sy probleme gemaak nie. Soms was ons lewe erg deur mekaar gewees soos wat Rubik se blokkie ook soms kan wees. En soms het dit gevoel asof ons lewe nog net een skuif nodig het voordat alles in plek val. Dankie dat U regeer. En dankie dat ons vanaand hierdie jaar in U naam kan afsluit. Dat ons ook die nuwe jaar in U naam kan begin. Seën ons in hierdie paar oomblikke. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die lewe bestaan seker vir ons elkeen daaruit dat ons probeer aanlê en die regte skoot skiet en dat ons probeer om ook 'n kolskoot te skiet. Ons probeer om doelgerig te lewe, ons probeer om uit te kom by dit wat die Here vir ons in ons lewe beplan. Soos ek in my gebed gesê het, soms dan kry ons dit reg en soms sukkel ons daarmee. Maar wat ek en jy kan weet is dat die Here saam met ons op pad en daardie ou windskewe skote wat ons so baie keer skiet, dat ons ook kan weet dat die Here daarmee met ons lewe op pad is. En vir die volgende skyfie is daar die lied, ek het hom verlede jaar ook gebruik, wat Lance James sing van dankie. Dan wil jy ook vanaand sommer net sit en saam dankie sê.
is nie een van Nathaniel se grootste volgelinge nie. Maar Nathaniel het ten minste dit vir my geleer. Dit sal ek hom altyd ter ere nagee en hom altyd hiervoor onthou. En dit is dat hy sê 'n mens moet maar net in jou lewe kyk, daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Iets om voor dankie te sê. Hy sê as jy nou regtig niks in hierdie lewe kan vind om voor dankie te sê, hy sê dan koop jy vir jou hond en dan noem jy hom dankie en dan roep jy hom sommer 'n paar keer in die dag. Ek wil jou nooit terwyl jy so sit kom ons sing Psalm 146, want ek en jy as Christen, wanneer ons oor ons lewe nakyk, dan is daar net een ding om te sê en dit is prys die Here. Selfs ook vir die slegte dinge wat ons in ons lewe dink daar nie altyd voor sin is nie, wat ons die Here ook daarvoor kan prys terwyl ons so sit. Ek vermoed wanneer ons aan die einde van hierdie jaar kom, ek het dit al 'n paar keer in die afgelope 5-6 weke het ek dit genoem dat ek by talle mense gehoor het dat 2025 kan maar klaar raak. 2025 was nie 'n goeie jaar gewees nie en miskien voel jy vanaand ook soos hierdie motor se wiel, so 'n bietjie pap. Dalk iets in jou persoonlike lewe, iets wat dalk met jou gebeur het, of dalk weet jy van iemand ergens in die familie, in jou verhoudingslewe, wat jy weet van iemand wie se lewe ook pap is en pap geword het. Ek wil vir jou nooi om saam met my stil te word en ek gaan vanaand vir ons Openbaring 21 lees, net die eerste 6 verse. Ek gaan nie baie daaroor sê nie. Daar is natuurlik baie wat 'n mens daaroor kan sê, maar ek gaan nie lank met julle besig wees nie. Openbaring 21 en voordat ek dit lees, wil ek vir jou 'n paar oomblikke gee van stil gebed.
Amen. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En ek wil, voordat ek net een of twee dinge uit hierdie gedeelte met jou deel, wil ek graag 'n video met jou deel, so gee my net 'n oomblik, dat ek hom net vind, want hierdie program laat my nie toe om die goed so outomaties te doen nie, so ek wil net die ding net gou hierso op die stokkie kry. I gotta make a choice. I can't keep going. At the end of the day, I can't have it both ways. Yet here's the problem. So many of you find yourself wanting to walk up and experience all the beauty and the benefit that comes with the things of God. But here's what I want you to see. You'll never be able to get there with your foot on the world. You're going to have to make a choice. And ultimately, some of you are trying so hard to live in this middle that you're finding yourself now at the place where, guess what? You have to choose. Am I going to choose the things of the world? And am I going to go there? Because to do so, guess what? I'm fully committed. I've got to go there. Or am I going to go and I'm going to choose things of God? Some of you are like, this is scaring me to death, right? Can I be honest? It should scare you too. You live your life on this tightrope, somehow thinking that God doesn't see what you're doing. And all along, what God is saying is that, look, I'm just telling you, it's not going to end well. Some stuff is going to crash down one way or the other. And I'm asking you to make a choice to be able to choose the right path, knowing that the step towards this is going to lead to life, but the step over there is going to lead to shame. Met die gedeelte vanaand, en dis nooit my bedoeling om iemand in 'n bepaalde rigting te druk nie. Maar ergens kom 'n gedeelte soos Openbaring 21 ook voor 'n mens se lewe te staan. En net soos wat hierdie jaar klaar maak, beteken dit ook in ons lewe dat ergens gaan hierdie lewe vir ons ook klaar maak. Die aangrypende wat ek en jy eintlik vir mekaar moet sê en wat ons moet beleef is, dank die liewe Vader
dat ons die Here Jesus kon leer ken het. Dat Kersfees nie vir ons net nog 'n dag tussen ander dae is nie. En dat die gebeure van Paasnaweek nie maar net nog 'n paar dae op die jaarse kalender ingeskrywe staan nie. Ek het toe sommer so gedink oor, as die Bybel skryf van hierdie gedeelte praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Onthou ek van 'n professor wat baie jare gelede het hy ergens daar in Pretoria het hy by 'n verkeerslig gestaan en gewag voordat hy oor die straat gestap het. En langs hom het 'n man gestaan en rook en kan ek weer sê niks teen enigiemand wat rook nie, en die bedoeling is ook nie om enigiets daaroor te sê. Maar die persoon het toe basies klaar gerook en terwyl hy staan en wag het, toe hy klaar gerook het, hy sy stompie daar in die straat weggeskiet en hy toe nou die waagmoed aan die dag gelê om vir hom te vra, nou wie moet dit optel? En die ou sy skouers so opgetrek, hoe ewer seker maak. En hy sê hy het toe gebuk en het opgetel en gesê, ons kom ons eendag weer hier bly. Kom ons kyk of ons nie sommer nou al die plek waar ons eendag gaan bly, asof ons hom nie sommer nou kan oppas nie. En toe dink ek oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, dat dit 'n verheerlikte Kaapstad gaan wees, dat dit 'n verheerlikte Oos-Transvaal gaan wees. Die Bybel sê eendag sal die see nie meer daar wees nie. Gewoon omdat die mense daardie tyd geglo het dat God se teenmag woon in die see. En omdat God daardie God of sogenaamde God verslaan het, daarom sal daar nie meer 'n see wees nie. En dan natuurlik die verheerlikte wildtuin wat ek glo, die Bybel sê die leeu en die lam sal eendag langs mekaar lê, so ek dink daar gaan dalk miskien eendag 'n wildtuin wees. Maar hoe dit ook al sy. Die nuwe hemel en die nuwe aarde wat vir my en vir jou voorlê, is die ding waarna ons in ons hele lewe na moet streef. As ek en jy oor ons lewensjaar terugkyk, dan aanvaar ek dat 'n mens dalk baie keer in jou lewe ook gewonder het oor hoekom die Here talm om te kom. En alles wat daar blyklik net lyk asof dit handomkeer al hoe meer en meer agteruit gaan en dat daar net meer en meer verval is, waarom stel die Here sy wederkoms uit? Petrus wil vir ons natuurlik help in die opsig, en dit is dat die Here stel uit omdat hy wil hê dat meer mense moet tot bekering kom en meer mense moet kan deel in hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek hoop dat wanneer ek en jy 2026 betree en as die Here vir ons geleentheid gee om ook na dit in 2027 en daarna ook te lewe, dat ons ook daarop sal toelê om te help dat die koninkryk van die Here en die nuwe hemel en die nuwe aarde nie net sal aanbreek in mense se lewens nie, maar dat mense hiervan sal hoor. Telkens wanneer ek oor die wederkoms dink, of wanneer ek dink aan mense wat in hierdie lewe doodgaan, dan hoe ouer ek word, hoe meer pla dit my, wanneer ek van mense weet wat 'n doelbewuste keuse teen God gemaak het.
dat daardie oomblik wanneer jy te sterwe kom en jy jou oë aan die ander kant oopmaak en dat jy tot volle kennis kom van wat alles behels, om dan in daardie oomblik te weet, ek sal nooit weer 'n kans hê nie. En hierdie gedeelte in Openbaring of die hele Openbaring brief is in elk geval nie bedoel om ons in 'n spesifieke rigting met vrees te dwing nie. Die boek is geskryf om troos te wees. Wanneer ek en jy 2026 betree, dan kan ons vanaand maar weet, 2026 gaan sy eie moeilikheid hê. Ergens vermoed ek gaan ons by volgende jaar kom, by 'n punt kom waar ons mense ook gaan hoor sê, hierdie jaar het nie vir my goed begin. Ek het alreeds nie goeie nuus ontvang nie, wat dit ook al mag wees, en wie weet nie net wat se nuus gaan daar, as 'n jaar so begin het, wat se nuus gaan daar nie net vir my nog voor lê. En hoe nader ons aan die einde van volgende jaar gaan beweeg, as die Here vir ons goed is en dat ons die lewe bou, sal ons weer hoor, soos wat ons dit hierdie jaar gehoor het, en soos wat ons dit verlede jaar gehoor het, 2024, 2025, 2020 was nie vir my 'n goeie jaar gewees nie. Hierdie brief is vir my en vir jou troos. Dat terwyl ek en jy in hierdie lewe is, kan ons ook met verwagting uitsien dat dit wat ons rondom ons sien, wat skeefloop en wat verkeerd is en wat vir mens kwaad maak en wat vir jou warm onder die kraag laat, en waaroor jy vra het en waaroor 'n mens worstel, dat dit vir ons troos is om te kan weet, dit wat God hier beloof, dit wat hy vir Johannes laat sien het, dit is wat vir ons voorlê. 2026 vra soos elke ander dag, dat die lewe geleef moet word. Hierdie prentjie wat Johannes sien, van 'n verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde en al die swaarkry wat met hierdie lewe gepaard gaan, wat tot 'n einde gaan kom, wil die Bybel en wil die Here nie hê dat ons agteroor moet sit en ergens met ons rug teen die muur en in die warm son sit en wag dat die wederkoms moet aanbreek. Iemand gebruik die voorbeeld wanneer hy praat van 'n kok wat in die kombuis besig is om 'n maaltyd vir sy meester voor te berei. En terwyl hy besig is, leef hy in die verwagting dat sy meester kan enige tyd opdaag en hy is besig om daardie maaltyd gereed te maak. Anders as wat 'n mens in die weermag of in die verdedigingswêreld sou raakloop, dat jy ergens iemand op 'n pos sit wat net sit en uitkyk vir wanneer die vyand sal opdaag. Ek en jy moet 2026 soos elke ander dag van ons lewe aangryp om hom te leef. Natuurlik weet ons nie wat vir ons voorlê in 2026 nie. Natuurlik gaan daar oomblikke wees wanneer ons die lewenspad met iemand gaan deel wat swaar kry ervaar. En dat ons, soos wat iemand vanmôre vir my geskryf het, nadat hulle 'n kind in hulle familie verloor het, wat sê 'n mens? Ja, daar gaan tye kom wat ek en jy voel, wat sê ek vir jou? Wat kan ek vir jou doen? Of waarmee kan ek vir jou help dat jy ten minste net vir 'n paar oomblikke sal beter voel?
Ons hoop lê in die Here. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Dis ons troos. Partymal voel dit nie so troos nie. Partymal voel dit vir 'n mens dat, soos daardie liedjie wat sê, from a distance, asof die Here van 'n afstand na 'n mens se lewe kyk, of soos in Elia se geval, waar hy vir die klomp Baal mense gesê, Baal aanbidders gesê, dalk slaap julle God. Bid bietjie harder of skreeu bietjie harder of doen een of ander iets dat julle God net kan hoor of kan wakker word. Johannes sê, die God wat ek en jy aanbid, is die begin en die einde. En dat ek en jy vanaand kan weet, hier waar ons is, waar ons nou op hierdie stadium in ons lewe is, die Here is met ons op pad. En die goeie wat hy in ons lewe begin het, die sal hy ook klaar maak. En die laaste ding wat ek met jou wil deel, is om vir jou te sê, kom ons gee ag op mekaar se lewens. Volgende jaar gaan soos elke ander jaar ook maar weer vir 'n mens besig hou. En ergens gaan jy met jou werk of met jou lewe of wat dit ook al is, gaan jy ook weer toegewikkel raak, amper toegespin raak in jou eie lewe. En dat jy vergeet om ag te slaan en te let op die een wat saam met jou die lewenspad loop. En dat ek en jy, dat ons mekaar daaraan sal herinner. God het nie van ons vergeet nie. God is by ons. En natuurlik is dit so, dat wanneer ek daardie keuse gemaak het, soos wat ons op daardie leer gesien het, wanneer ek daardie keuse gemaak het om vir God te kies, dat ek ook kan weet, God het lankal vir my gekies, en dat hy nooit my hand sal los nie. Mag die Here vir jou ryklik seën in 2026. Mag ek en jy deurgaans bewus wees dat die Here by ons is, saam met ons op pad is, selfs al lyk dit asof dit nie altyd so is nie. Amen. Ons gaan sluit met 'n laaste lied. Nadat ons die lied gesing het, gaan ek vir jou geleentheid gee vir stil gebed. En wanneer ek die lied daarna gaan speel, dis 'n seënbede, dan kan jy net die woorde op die skerm volg, en wanneer daardie lied klaar is, dan is ons ook klaar vir vanaand, en dan sal ek baie graag net na afloop graag vir jou 'n handdruk daarvoor in die portaal